Goeiemôre. Jy luister na die 8ste oordeenking in die reeks. Jesus is die vraag. Ons tema vanoggend is: waar is julle geloof? In Matteus 8 vers 23 tot 27, Markus 4 vers 35 tot 41 en Lukas 8 vers 22 tot 25 lees ons een van die bekendste verhale in die evangelies. Jesus maak die storm stil. Tydens 'n bootvaart van Jesus en sy disippels na die oorkant van die meer, het Jesus in die boot aan die slaap geraak. 'n Ewige storm het op die see van Galilea neergesweep. Markus se weergawe lê selfs meer klem op hierdie gebeure. Hy begin deur te vertel dat 'n ewige stormwind opgekom het, dat die golwe in die boot begin inslaan het, sodat die boot vol water geraak het. En dan eers merk hy op. Hy, dit is Jesus, self was egter agter in die boot op die kussing aan die slaap. Terwyl die boot vol water begin word het en hulle in lewensgevaar was, het Jesus gelê en slaap. Heel verstaanbaar het die disippels beangs en bevrees vir Jesus wakker gemaak en hom daarop gewys dat hulle vergaan. In Markus se weergawe vra hulle selfs vir Jesus 'n vraag: Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie? In Matteus se vertelling het hulle uitgeroep: Here, red ons, ons vergaan. Hierna het Jesus die wind en see bestraf en beveel om stil te wees en te bedaar. Die wind het gaan lê en 'n groot kalmte het oor die see gekom. Jesus se reaksie op die disippels se vrees en angs word in die 3 evangelies ietwat anders weergegee. In Matteus vra Jesus: Hoekom is julle bang, kleingelowiges? In Markus is die vraag: Waarom is julle bang? Het julle nog steeds nie geloof nie? In Lukas: Waar is julle geloof? Wesenlik kom dit alles neer op presies dieselfde. Waar is ons geloof? Die skrywer van ons boek, Jesus is the Question, verwys na Rembrandt van Rijn se voorstelling van hierdie gebeure in een van sy bekendste skilderye, Die storm op die see van Galilea. In die skildery stel Rembrandt die gebeure voor op dramatiese wyse. Die toneel is, in tipies Rembrandt styl, in sterk kontras van lig en donker geskilder. Die linkerkant van die skildery is in helder lig voorgestel, met die boot wat teen 'n 45 grade hoek uit die water gelig is. Die skuimwit golwe wat bo die boeg en kante slaan, disippels wat verbeet klou om nie oorboord te val nie, terwyl hulle nog probeer om die boot op die water te hou. Die regterkant van die skildery is in donker gehul, met een disipel wat die roer vasklem, nog 'n ander wat oorboord hang, 'n ander wat beangs na die stormwater kyk, en 2 van hulle wat Jesus wakker maak. Een wat oorleun en Jesus se skouer vasklem, nog een wat met sy hand na die stormwaters wys. Anders as hoe Rembrandt gewoonlik Jesus voorstel, dat hy in die ligkant is van die skildery, met helder lig wat op Jesus val, is dit hierdie keer so dat Jesus in die donker kant sit, aan die stil kant van die boot. Die storm word beklemtoon aan die een kant, en die kalmte aan die kant waar Jesus sit. Daar is een disipel wat uitstaan in hierdie skildery, omdat hy direk na ons toe kyk. Hy klem vas aan 'n tou wat van die mas na die rand van die boot toe loop en die toneel in 2 dele verdeel. Die disipel wat na ons toe kyk, klou met sy hand aan die tou vas. Hy is presies in die middel van die toneel, tussen die disipels aan die een kant, aan die stormkant van die boot, en die disipels wat in die kalm kant van die boot rondom Jesus versamel is. Sy gesig lyk bekend. Ja, inderdaad. Dit is die gesig van die skilder self. Rembrandt het homself in die toneel ingevoeg, so in die middel, tussen angs en vertroue. Waar is jou geloof? Vra Jesus. Ons gebed kom vanoggend uit die Vonk liedbundel, Vonk 284.
Here, soms kom daar tye van vertwyfeling en vrae, tye van worstel en geloof. Dan sal ons optrek na U woonplek, o God, en al ons vrae aan U bring. Ons dors na U, ons smag na U. U gee ons altyd meer as wat ons dink of wat ons hoop of wat ons kan begeer. Ons weet U is altyd daar, al twyfel ons ook soms. Bly U ons rots, ons vesting, Heer. Ons hou steeds vas aan al die liefde vir ons. Daarom kom kniel ons in geloof. Selfs in die nag sal daar 'n loflied vir U klink, sal ons hulde juigend bring. Ons dors na U, ons smag na U. U gee ons altyd meer as wat ons dink of wat ons hoop of wat ons kan begeer. Ons weet U is altyd daar, al twyfel ons ook soms. Bly U ons rots, ons vesting, Heer. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.